Broers en susters, dan andermaal van my kant af, hartlik welkom. So ek kom nog twee van julle vir wie ek nou nie handdruk gegee het nie. Baie welkom, lekker oggend vanmôre, lekker om te kon wakker word en die wêreld te skoon gewas. En ek hoop die res van die dag gaan ook vir jou 'n mooi en 'n geseënde en 'n vredevolle dag wees. Wat ons aankondigings aanbetref, ek gaan nie enige iets herhaal nie. Julle kan op bladsy 1 kan julle van al die sake daar kennis neem, ook wat die voorbidding aanbetref. Andermaal maar net om terugvoer te gee, dink ek moes nou eintlik hierdie week wat kom, moes hy nou geopereer gewees het en die is nou weer uitgestel hier ergens, ek dink 18 November as ek die datum reg kan onthou. So dit bly 'n beproewing vir die twee mense saam met hulle familie van 'n ding wat net nie na 'n kant toe beweeg nie. Dink maar gedurig in julle gebede aan hulle asseblief. Dan die verjaarsdag, die 20ste Simone en die 21ste is dit Chamonix en die 23ste Peggy is nou nie hier nie, maar dis die drie wat hierdie week verjaar. Hoop julle sal 'n mooi dag hê, 'n geseënde dag, 'n lekker dag. Hoop daar gaan koek wees en lekker sal koek en tee en dalk miskien 'n pakkie chips of twee. Goed, en dan ons skriflesing vir vanmôre as ook volgende week se geleentheid en dan wil ek ook net en ons kategese na die tyd. En as jy nie te haastig is nie, dan kom drink saam 'n koppie tee of koffie, kom kuier sommer net so 'n paar oomblikke voordat ons dan nou almal met die weekse verrigtinge weer aangaan. Wat myself aanbetref, ek en Renay gaan deur die loop van die oggend ry ons Gauteng toe. 'n vriendin van Renay oor baie jare van universiteitsdae af, blinde vriendinnetjie van haar, se ma is oorlede en sy wil baie graag die begrafnisdiens bywoon. Die is môre 2 uur. So ons ry nou maar sommer vanmiddag al, dan gaan ons by my broer oorslaap en dan ons pad môre daarin heelwat korter as wat ons maandagoggend moet ry. En ja, dan as ons eers 4 uur se kant klaar is, dalk is dit tog maar ergens moet 'n mens seker maar erken die jare stap aan, want ek sien nie meer kans om die nagbestuurding te doen nie. So as ons nou maar weer by my broer oorslaap en dan Dinsdag weer terugkom, so ek sal môre en Dinsdag nie hier wees nie. Maar ek sal deur die loop van Dinsdag weer terug wees, so as daar dalk miskien enige iets is wat gebeur wat ek persoonlik by betrokke moet wees, weet net, ek sal, sodra as ek terugkom, sal ek daarin aandag gee. Goed, dan wil ek maar so probeer om so kort as moontlik te wees vanmôre. Die VGK, hulle kom so 2 of 3 keer in 'n jaar, dan kom gebruik hulle ons kerkgebou om kerk te hou. Vanmôre is daar dan een van hulle, en dan die belydenisklaskinders, hulle ontmoet die kommissie vanmôre, so ek wil ten minste wat my deel aanbetref, wil ek so kort as moontlik wees, sodat die kommissie daarin kans het voordat dit nou heeltemal begin raserig raak hier, dat hulle werksaamhede dan ook kan afhandel. So ek gaan nie deur enigiets probeer jaag nie, maar ek gaan daarin probeer om korter te wees. Vanmôre is ons by die 19de Koninkryk Sondag en die prentjie van die Bybel wat daarop is, het vanmôre aan die hand van die gedeelte wat ons gaan lees vir ons persoonlike of behoort vir ons persoonlike betekenis te hê. Want dit is die boek of dit is die gedagte of dit is die aanbeveling wat Paulus ook vir Timoteus wil gee, waarby ons net nou in die prediking gaan by uitkom. En ek wil graag ons geleentheid vanmôre begin met die woorde in Psalm 119 vers 105.
En daardie vers sê, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En ek hoop dat in vanmôre se erediens gebeure en ook wat die prediking aanbetref, dat ons dit juis so sal beleef. In 'n deurmekaar wêreld, in 'n wêreld waar daar geen sekerhede meer is nie. In 'n wêreld waar daar soveel woelinge en skommelinge is, dat ons altyd aan hierdie een gedagte sal vashou, naamlik dat die woord van die Here, die Bybel soos wat ons hom het, dat dit ons bron van sekerheid is. En met dit in gedagte, bid saam met my en dan vra ons dat die Here ook ons geleentheid vanmôre sal seën. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n heerlike, wonderlike voorreg om U te mag aanbid. Om vrylik in hierdie land te mag verklaar en getuienis af te lê dat U is die Here. Naas U is daar geen ander God nie. Dankie dat U 'n persoonlike Here is en dat U aan ons die reg kom gee het om U ons Vader te mag noem. Dankie dat ons 'n lewe mag leef in U teenwoordigheid. Dat ons 'n lewe mag leef, dat as ons opkyk, dat ons U kan sien, U oë kan sien, kan weet, dat wanneer ons praat, dat U hoor ons, en uiteindelik verhoor U ook ons gebede. En vir die paar oomblikke wat ons dan vanmôre by mekaar is, seën ons elkeen, seën ons mense, ons familie, ons vriende. Seën vir hulle wat by die huise is, vir wie dit nie moontlik is om hier in te skakel nie. Seën vir hulle wat vanmôre vir hulle self in 'n wêreld bevind waar hulle byna of geen uitsig beleef nie. Dat hulle voel die lewe het vir hulle afgebreek, dat niemand hulle hoor nie, dat niemand hulle sien. En dalk miskien nog erger, dat niemand bewus is van wat hulle deurmaak nie. Ons bid vir al die mense, Here, en ons vra dat U ons gebede dan inderdaad sal verhoor. En dat dit alles sal meewerk net vir een rede, en dit is dat U naam verheerlik sal word. Seën dan vir ons vanoggend in Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van God die Heilige Gees. Ons gaan 2 liedere met mekaar saam sing. Kom ons staan en dan sing ons dit hartlik saam. In
vir vanmôre se gedeelte na 2 Timoteus toe. Ons kuier so 'n bietjie in die brief wat Paulus vir hierdie jong man skryf, 2 Timoteus hoofstuk 3. En dan gaan ons daar 'n klompie verse saam lees en dan ook 'n paar verse in hoofstuk 4. Hemelse Vader, as ons so pas gesing het dat ons U loof, dan is dit ook die diepste begeerte in ons hart, in ons lewe, dat U geloof sal word. Ons in ons lewe, Here, dankie dat U dit ook weet, is ons diepste en hoogste strewe eintlik maar net dat U al die eer sal ontvang. En telkens wanneer ons dit so bid, dan besef ons ook dat dus kan die graf, gaan ons dit nooit ten volle reg kry nie. Ons kry onsself maar altyd weer en weer op afdwaalpaaie, weg van die pad wat U vir ons uitgelê het en weg van die pad wat U graag wil hê ons moet loop. Dankie dat U vir ons U woord gegee het, dat ons dit kan lees, daaroor kan nadink, dat ons 'n gedeelte soos vanmôre ook andermaal kan gebruik waarmee ons lewens weer in lyn en in pas met U wil kan bring. En dan bid ons ook sommer terselfdertyd dat U ons die krag sal gee en dat U ons sal begenadig om op hierdie pad te bly. Seën ons dan in hierdie volgende klompie oomblikke. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. 2 Timoteus 3 vers 14. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak
wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wen. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. En ek lees net daardie paar verse saam met jou. Nou die woorde sal ek en jy almal seker baie goed ken wat ons dit, maar ergens in ons lewe al meer as een keer raak geloop. Male sonder taal. Dalk miskien meer kere in of daagliks of op 'n daaglikse basis dat jy dit dalk meer as een keer gehoor het. Is dit so? Vanmôre so langs die pad het ek nou kennis geneem. Dis nou 'n goeie voorbeeld dalk. Deur die loop van die week is daar op 'n hele paar plekke het ek gelees dat die Kaapstad Marathon gaan vanmôre plaasvind. En hier op 'n stadium vanmôre was ek vroeg wakker gewees en ek kyk sommer so tussendeur na van die nuus gebeure en ergens sien ek die marathon is afgestel. En ek probeer nou my eie lewe so bietjie ook die weer dophou. Kyk of daar reën kom, soos wat baie van ons ook maar doen, of wat lê voor, wat se weeromstandighede is daar, en waarvoor moet ek regmaak, want as 'n ou self jou gras sny, dan weet 'n mens jy moet beplan. Ja, as dit droog is, kan jy bietjie los, maar as dit begin nat raak, dan moet jy weet dat jy op datum is, want as die reën jou onkamp vang en jy dalk nog kunsmis gegooi het, dan vat dit net 1 of 2 dae wat jy nie sny en oorslaan, dat jy ekstra werk het om te doen. So dan kyk ek met my oog ook so na dit wat in die wêreld gebeur en wat die wêreld vir ons sê. En ek het so hierdie ding vir myself sê, is dit so? Dan moet die weer daar onder in die Kaap baie erg wees. Ek het gelees dat die wind gaan waai en die suidooster moet daar onder in die Kaap waai, want anders kry ons nie reën nie. En toe ek opstaan weer kyk, sê ek nee, maar dit is so. Maar hierdie woorde, is dit so? Is nie net vir ons elke dag se lewe van toepassing nie, maar veral ook vir ons geestelike lewe. Is dit so? Die woord van die Here, is dit die waarheid? Daar's baie gedagtes, argumente wat 'n mens in die lewe raakloop van mense wat nie by 'n punt kan kom om dit wat vir ons in die Bybel vertel word te kan glo. Daar's baie gelowe wat saam met my en met jou stem dat daar was 'n man 2000 jaar gelede met die naam van Jesus wat die stofstrate van hierdie wêreld geloop het. Maar wat nie so ver kan kom om hom te glo as Here van hulle lewe nie. So hierdie gedeelte wat ons vanmôre met mekaar saam gelees het, is die kern. Dat dit naamlik daaroor gaan. Sekerheid te midde van onsekerheid. En Paulus wil dan met Timoteus hieroor praat. Nou ek hoop die prentjie, ek weet nie of julle hom so mooi kan sien nie, maar dit is een van die sterre in die noordelike halfrond wat hy makliker daar gesien word. Die naam van die ster is Polaris. En jy kan hom maar self gaan Google daaroor gaan lees. Maar dis 'n ster wat deur seemanne gebruik word om te navigeer. En skynbaar, dis nou maar wat ek lees, want ek wil nie te veel oor sterre lees nie,
want my kop is te plat om al die inligting te kan verreken en te kan verwerk. Maar klaarblyklik staan hierdie ster stil. Nou, alle sterre staan maar stil, maar dis nou soos wat die aarde beweeg, dan wil 'n mens nou dink dat die sterre beweeg, maar eintlik is dit maar net die aarde wat beweeg. Maar hierdie ster is nou die een ster wat bly stil staan, terwyl al die ander sterre, en ek sit beweeg in aanhalingstekens. En hierdie prentjie wat ek vir julle saamgebring het, is met ander woorde 'n prentjie, 'n gedagte van iets wat bly staan te midde van baie ander beweging. 'n tweede gedagte of voorbeeld wat ek met jou wil deel. Ons almal weet wat hierdie prentjie is, want ons het dit almal in ons. Ons DNA. En elkeen sin is uniek. Maar hierdie string selle is op 'n bepaalde manier so saamgevoeg dat dit eie is aan wie ek en jy is. Nou in hierdie DNA van ons, die bietjie wat ek nou daarvan maar verstaan, is dat, kyk, soos wat ons elke dag leef, is daar selle wat doodgaan. Nou ongelukkig by my is die breinselle is besig om baie vinnig verby te gaan, so ek moet werk daaraan dat die bietjie wat daar is, dat ek hulle ook nou nie heeltemal verloor nie. Maar elke dag moet daar nuwe selle gevorm word sodat die kern van ons DNA behoue kan bly. Wat net nog 'n prentjie is om vir my en vir jou te sê, en dis nou maar net die wêreld om ons. Ek kan vir jou nog baie ander voorbeelde opnoem, maar die tyd gaan my nou nie toelaat nie. Maar daardie twee gedagtes, voorbeelde wat ek met jou wil deel, wat iets wil vertel van dit wat seker is, wanneer alle ander dinge onseker is. En dis die kern van vandag se gedeelte. Hierdie gedeelte van die Bybel kan 'n mens seker ook byna sê dit is Paulus se testament wat hier voorgelees word. Want op hierdie stadium van Paulus se lewe is hy in die tronk en hy's baie naby aan die einde van sy lewe. En ek vermoed dat wanneer 'n mens nou nader na die einde van jou lewe kom, as jy dan nou oud word, dan begin 'n mens seker maar te dink oor die dag wanneer ek gaan doodgaan. Of as 'n mens dalk miskien 'n ander voorbeeld wil gebruik, as 'n mens weet jou kind is in standaard 9 of standaard 10 of graad 11, graad 12, die nuwe terme, dan begin jy al hoe meer en meer by 'n punt kom waar jy iets vir jou kind wil gee wat 'n nalatenskap sal wees. Iets waaraan daardie een kan vashou. Nou Paulus kom doen nou dieselfde met hierdie jong man, en hy ken hierdie familie, want hy sê dan ook vroeër in die Bybel, dan sê hy ook, die geloof wat daar in jou ma en in jou ouma is, dat jy daaraan sal vashou. En as Paulus met Timoteus kom praat, dan moet ons nie dink dat hulle in 'n wêreld geleef het waar daar nie swaar kry en probleme en moeilikheid en al dies meer was nie. Hulle wêreld was maar net so vol korrupsie, net soveel moeilikheid soos wat ons vandag het. En Paulus wil vir Timoteus nie net kom raad gee nie, maar hy wil hom ook bemoedig. Net soos wat ek en jy ook maar op deurlopende basis met mekaar doen, om vir mekaar hoop te gee.
Daar's 'n klompie mense op hierdie stadium van my lewe met wie ek 'n pad loop, en mense wat nie in die dorp is nie, maar vir wie mens nie oog tot oog kan sien. En vir wie mens aanhoudend net wil raad gee, en vir wie mens net wil sê, maar hou vas aan dit wat jy weet, wat die moeite werd is om aan vas te hou. En Paulus wil 2 dinge vir Timoteus kom sê. Nommer 1, natuurlik albei hierdie goed wat vir my en vir jou lewe ook waar is. Die eerste ding is, hou vas aan die woord. Nou, ons kan mekaar help met die woord, maar die woord wat ons met mekaar deel, is nie die woord wat die deurslag gaan gee. Die woord wat die deurslag in ons lewe gee, is die woord van die Here. En die tweede ding waarmee Paulus dan met Timoteus oor wil praat, is naamlik om te sê, hou aan om hierdie evangelie te verkondig. Daar's baie mense wat hier in hierdie dorp saam met ons leef. Miskien is daar jou bure. Miskien is daar 'n familielid. Miskien 'n goeie vriend of vriendin. Dat wanneer dit nou regtig saak maak, dan gaan bou hulle lewens op ander dinge. 'n hele klompie jare gelede, praat nou van 'n hele klomp jare gelede, was dit vir my so sleg toe iemand my vertel van 'n persoon wat kerk toe kom en wat Christen wees bely. Maar toe daar nou 'n probleem in sy lewe kom waarvoor hy nie 'n antwoord gehad het nie, toe sy na 'n toordokter toe. So het dit goed gebeur tussen ons. Dat mense so goed as wat ons sekere dinge sê, wanneer dit regtig by die punt kom wat dit saak maak, dan gaan bou ons lewens op ander dinge. Nou wat sê Paulus vir Timoteus? Hoekom moet hy vashou aan die woord? Want hy sê, dit is die fondasie. En ons weet op 'n hele klomp plekke in die Bybel, wanneer daar gepraat word van huisbou, ons ken daardie kinderliedjie ook, wat ons sing van die wyse man en die dwaase man. En enige iemand wat, wanneer 'n gebou in mekaar tuimel, is die eerste ding waarna gekyk word, is die fondasie. Hoe lyk dit wat onder die grond is? Wat onder die oppervlak is? En Paulus wil kom sê, die fondasie, dit is wat belangrik is. En hierdie ding wat ek nou met jou wil deel, moet jy goed oor gaan nadink. Wat is ware geloof? Ware geloof is nie vernuwing. Ware geloof is om te bou en voort te gaan in God se geopenbaarde waarheid. Dit is nou 'n groot ding wat ek nou met jou gedeel het. Eintlik sê dit net, ek en jy in ons lewe hoef nie na nuwe dinge te gaan soek nie. Ons hoef nie te hoop dat Jesus weer as kind gebore moet word. Al wat ek en jy in ons lewe moet doen, is om te herontdek die waarheid wat vir ons gegee is. Meeste van ons wat hier sit, se ma's en pa's is lankal oorlede. En die Sondagskool oom en tannie en die kinderkraas tannie is lankal al oorlede.
Maar daardie inligting, daardie boodskap wat hulle vir ons gegee het, moet ons net altyd weer en weer gaan herontdek. En dit is wat Paulus dan hier vir Timoteus wil sê. Herontdek. Want in ons lewe gebeur dit en sal dit môre en oormôre weer gebeur. Is dit so? Die slenter waarmee Adam en Eva gevang is, het die Here regtig gesê? O my Here, ek moet eers 'n bietjie dink. Dit staan in die woord. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, God is getrou en hy is regverdig en hy vergewe sondes. En hoekom sê Paulus, wat wil hy met ander woorde in Timoteus se lewe as ware bereik? Eerste ding, 4 dinge wat ek met jou wil deel, wat ek dit net gaan noem, is dat Paulus wil hê Timoteus moet weet dat hierdie woord is leer. Dis vir ons leer. Die Bybel is die inligting wat ek kry, hoe ek moet leer, hoe om beter Christen te wees. Hoe kan ek my lewe beter aanpas om die Here mee te verheerlik? In die woord, die tweede ding wat ons raakloop is, dat 'n mens tereggewys word. Dis nie 'n ding van jou vinger hier onder 'n ander ou se neus kom indruk, waarmee jy hom 1 of 2 dinge wil, vir hom wil kom sê nie. Dis nie 'n beter weterige ding, wanneer 'n mens iemand teregwys nie. Dit gaan oor liefde. Dit gaan om te help. 'n Ouer se grootste hoop in sy lewe is maar net dat dit wat hy vir sy kind sê en wat hy vir sy kind gee, is om vir hom te help op hierdie lewenspad. Die derde ding wat Paulus vir Timoteus mee wil help is om te sê, hierdie woord wat jy ontvang, dit wat jy by jou ouma en by jou ma gekry het, dit is altyd verhelderend. As 'n mens besig bly met die Bybel, dan sal jy agterkom die Bybel verklaar homself. Eintlik het die kerk, eintlik het gelowiges nie 'n dominee nodig nie. Maar nou weet ons, 'n dominee se werk is tog maar daar om te help om dinge uit te klaar. Die Bybel verklaar homself, en dis hoekom 'n mens met jou Bybel moet besig wees. Sodat die dinge wat ek nie verstaan nie, dat ek dit in die Bybel gaan raakloop, waarmee ek wel gehelp kan word. En die vierde ding wat Paulus in hierdie gedeelte wil sê, waarmee hy vir Timoteus wil help, is naamlik dat dit vir 'n mens oplei in geregtigheid. Dit is tog mos waaroor 'n lewe gaan. Ons wil net hê dat reg en geregtigheid moet geskied. Ons wil mos net hê dat ons almal in 'n lewe of 'n lewe sal beleef waar ons rustig kan woon en werk. En dit alles wil Paulus vir Timoteus sê, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Die tweede ding, wanneer Paulus met Timoteus wil kom praat, wanneer hy sê verkondig die evangelie, dan hoekom is dit nodig? Wat wil Paulus vir Timoteus sê? Hoekom is dit nodig om die evangelie te bly verkondig? En dis waar ons hierdie ding raakloop van, dis byna soos 'n eed. As jy in die hof staan, dan vra hulle vir jou, as jy nou 'n getuie moet wees, en jy getuienis moet aflê, dan
dan ken jy mos daai ding, jy sit jou hand op die Bybel, of jy steek jou hand in die lug, jy lê 'n eed af. En dis die erns van waarmee Paulus besig is met Timoteus se lewe. En 3 dinge wat hy vir hom wil sê, hoekom dit belangrik is. Die eerste van hierdie dinge is naamlik, ek en jy, ons lewe in God se teenwoordigheid. En jy kan hom maar gaan probeer wegkry. Jy kan hom maar in jou kar klim en 200 en 250 km/h ergens te jaag. Jy kan maar, soos die Bybel sê, onder in die dieptes van die aarde, of jy kan ergens hierboontoe in jou skip klim en waantoe ook al vaar, ontsnap aan die teenwoordigheid van die Here sal ons nooit nie. Maar dit maak ook vir 'n Christen die heerlike wete. Ek is in die teenwoordigheid van die Here. Ja, ek sien hom nie, maar hy is by my. Dit spel ook hoop uit, dat ek weet ek is nie alleen. Dit spel ook vrede uit, naamlik dat ek weet iemand is saam met my, voor my, en langs my, en agter my, en bo my, en onder my, en ook binne my. Die tweede ding wat Paulus vir hom sê, hoekom dit belangrik is om hierdie evangelie te bly verkondig, want ons verwag God se oordeel. Dis nou amper by Kersfees. En wanneer ons Kersfees vier, dan roep ons in herinnering dat die Here na hierdie wêreld toe gekom het, om vir my en vir jou te kom red. En jy moet sommer so terloops die hand daar, daai ding wat jy gister dink ek gepost het van, moet jy toch maar net op ons kanaal sit, want dis hierdie ding. As die Here weer kom, dan kom hy om te oordeel. Nou aan die een kant kan 'n mens mekaar bang praat daarmee, of aan die ander kant kan 'n mens vir mekaar die evangelie deel. Sê maar, dis iets om na uit te sien. Die dag wanneer die Here gaan oordeel, dan kan ek lewe met die hoop en met die versekering dat hulle wat in Christus gesterf het, sal ook in Christus ewig lewe. En die derde ding wat hy dan vir Timoteus wil sê, hoekom dit belangrik is om die evangelie te verkondig, is naamlik dat ons verlang na die nuwe koninkryk van God. Ek en jy moet daarna verlang. Nie omdat ons aan hierdie wêreld wil ontsnap nie. Nie omdat ons hierdie wêreld met sy swaar kry nie meer kan hanteer nie. Maar omdat ons ten diepste met hierdie hoop in ons lewe, dat ek eendag van aangesig tot aangesig in die Here se teenwoordigheid gaan lewe. Is dit so? Daar dalk mense, as hy vanmôre hier was, 'n wêreldling, dan sou hy dalk kon gevra het, is dit so? En met argumente vorendag gekom het oor hoekom dit heel moontlik nie so kan wees nie. Maar dit mag ook wees dat daar iemand op ons lewenspad is wat vra, is dit so? Omdat hy regtig op soek is na 'n antwoord. Ja, dit is so. Want as daar iemand is wat woord hou, dan is dit die Here self. En mag ek en jy dan ook in ons lewe hier op aarde ook maar net altyd met hierdie wete lewe. Maar ek en jy, maar ons, kom ons bly by wat ons
geleer het. En mag die Here vir jou met dit wat jy geleer het, en dit wat jy nog steeds besig is om te leer, mag die Here vir jou daarmee seën. Amen. Dankie Here dat u woord ewig vas en waar is, vas staan, onbeweeglik sterk. Dankie dat dit die anker vir ons lewe is, die lig op ons pad, dat u woord die hoop vir ons lewe is. Ons bid vir onsself, waar ons so baie keer twyfel. Iemand wat langs die pad kom en mag net hierdie vraag vra, is dit so? En in plaas van met sekerheid te antwoord, dat ons eers so 'n bietjie ons kop krap, voordat ons 'n antwoord waag, wat ons ook nie altyd weet, of dit die regte antwoord is nie. Here, laat u woord in ons lewe. Ons wil dit ook veral vir u kerk hier op aarde bid. Oral waar daar soveel kompromieë met die wêreld aangegaan word. Bewaar u kerk, Here. En vir ons wat vanmôre hier is, seën ons met 'n vrymoedigheid om die woord te bly verkondig. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sluit af met ons laaste lied. Kinderliedjie. Ken vir Jesus, ek is bly, ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly, ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Ek ken vir Jesus, ek is bly, ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly. Spring my ding rond om te probeer weer. Bly ek en vir Jesus, ek is bly, ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly, ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Ontvang die seën van die Here, gaan leef dan elke dag in die heerlike wete dat die Here by ons is en dat hy vir ons met sy teenwoordigheid wil seën. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos van sy Heilige Gees sal elke dag by my en by jou wees totdat Jesus eendag weer kom.